Die soutaanleg op Walvisbaai het gisteraand 'n nuwe pakhuis vir sout ingehuldig. Die soutaanleg se bestuurende direkteur Andrei Snyman was tydens hierdie geleentheid aan die woord. Kom ons gaan kyk mee. Walvisbaai was established in 1964 and we celebrated 60 years last year. Right. So over all the years the company has grown steadily and we managed to open new export markets to no less than 15 countries internationally. We export to 15 countries internationally. One of the biggest challenges the company is facing at the moment is the fact that one of our biggest clients in the US is now and the US market is negatively impacted by the Mr. Trump's tariffs that was implemented a while ago, and our exports to the US has come to a halt. It stopped. We had on our order book from our client 4 more vessels that was supposed to be exported this year. It came to a halt. I have now the honor, together with the MD and the Mayor of Walvisbaai, by cutting the ribbon as a symbolize that the operation of this warehouse is commencing, and congratulations. Baie dankie. Namibia wil die internetspoed bespoedig. Vanoggend het die uitvoerende direkteur van die Ministerie van Inligting, Kommunikasie Tegnologie, Dr. Audron Mate, aangekondig dat Namibia wil hê die aflaai spoed van internetgebruik hier in Namibia moet vinniger tot op 25 megabits per sekonde bespoedig word, en die oplaaispoed moet ook vinniger wees tot op 3 megabits per sekonde. Tans, volgens die nasionale beleid, is die minimumspoed 2 megabits per sekonde. Dit is nou vir oplaai en aflaai. So dit is nogal 'n merkwaardige ambisieuse teiken wat gestel is. Dit was gesê by die Windhoek Buiteklip, waar vergadering van belanghebbers en nywerheidsrolspelers bymekaar geroep is. Dit volg op gisteraand toe die minister van Inligting, Kommunikasie Tegnologie, Emma Theophilus, die hoofspreker was by 'n Huawei geleentheid in ag van verbinding, en waar sy ook die onderneming vir samewerking tussen Namibia en die Chinese maatskappy geprys het. Maar u kan meer daaroor lees in Republikein. Baie dankie. Dan kyk ons na François Steinberg se avonture by Nampo die afgelope week. Sy was die hele week daar gewees en het Republikein en Agri Monitor daar verteenwoordig, en sy bied vir ons hierdie bietjie beeldmateriaal. Ons kuier hier by Nampo Park, by Woord. Hallo Siobhan, hoe gaan dit met jou? Dis dan lekker hier. Dis absoluut, dis next level. Dis in my mond hang heeltyd oop. Maar wie is Woord? Julle is in Namibië ook. Wie en wat is Woord? Wat is al hierdie goed? Ek het geen idee wat al hierdie verskriklike groot goed is nie. Vertel ons van waar julle in Namibië is en julle verband met Namibië. So Namibië het ons vir Woord is ons kyk oor na klomp verskillende divisies. Almal dink ons is net 'n automotive industrie, ons is nie. Ons offer produkte vir die agriculture gedeelte van dinge, cargo, metal, en dan wil ek vir jou sê konstruksie, mynwese, enige die myn idee is wat ons doen is ons word geïnspireer deur die kliënte en dan maak ons die produkte. Ja, en julle kwaliteit goed. Dis wat ek weet van Woord of Woord of. Dis kwaliteit. Ja, dis die doel. Huidiglik in Windhoek het ons een handelaarswinkel waar kliënte kan fisies inloop en ons produkte kan koop en vat en voel, en dan het ons ook 13 verkoopsagente. Dis baie. 13 verkoopsagente in Namibië. 81 lande. 81 lande, waaronder Namibië. Vertel vir ons van die werkstasie. Dit is 'n besondere produk. Ja, definitief.
So wat hom laat uitstaan is hy word nou eintlik fisies gelons op Nampo self. Ja. Ons noem hom 'n 22 stuk gekombineerde werkstasie. Sure. Ja. Oor 2 maande sal hy launch dan in Namibia ook. As hy. Wat baie oulik is ons doen hom leeg. Ja. So ons doen hom die hele werkstasie doen ons leeg en kliënte kan hom dan self opvul en maak, bou soos wat hulle So jy vul hom aan, jy sit in wat jy nodig het, wat jou behoeftes is. Ja. Fantasties. Dit is einde van die dag net om bietjie meer organisering in jou werkswinkel te kry. Fantasties. Ja. Baie lekker om vir julle hier by Nampo Park te sien. Selfde, dankie.